Kom ons blaai na Hebreërs 9. Boek wat so 'n bietjie wegkruip, is amper dalk makliker om van agteraf te blaai as u Bybels wil oopmaak. Dis tog lekker. Ek sukkel maar om die Bybel te lees op 'n laptop of op 'n klein skermpie. Klein skermpie kan ek al van nie so lekker sien nie. Ek moet so 3-4 woorde op 'n slag oopmaak as ek nie my bril op het nie. Maar in die Bybel lê die Bybel oop en hy het bladsye wat jy kan rondblaai, jy kan dit ruik. Ek dink die boeke sal ooit heeltemal in die mode gaan nie, ek hoop tog nie so nie. Want dit bly vir my lekker, 'n nuwe boek of 'n boek waar 'n mens kan rondblaai. Hebreërs 9, die hele hoofstuk 9 is eintlik aan die orde, maar ons gaan net 'n stukkie lees van vers 6 af en dan weer van vers 11 af, so 'n paar verse. Net om vir die hooftrekke te gee. Hebreërs 9, dis op bladsy 270 in my Bybel. As jy nou van Openbaring af terugblaai, dan blaai nou so deur die briewe van Johannes en Petrus en Jakobus en daai, maar voordat jy by Paulus se briewe kom, dan is jy by Hebreërs. Dit lê tussen die boekie Filemon, die laaste kortste briefie van Paulus, en dan 1 Petrus, die eerste brief van die ander apostels, lê die boek Hebreërs. Hy is spesifiek daar gesit, omdat ons nie weet waarom om regtig te sit nie. Hy pas nie by Paulus nie, hy het dit nie geskryf nie. Ons ken nie, die ou kerkvader het gesê, net die liewe Here weet wie hierdie boek geskryf. En hy's reg. Ons weet nie. So ons moet maar enig uitvind. Maar is aangrypend geskryf. Hy waarskynlik in die noorde van Egipte, waar 'n baie sterk kerk op daardie stadium was, rondom die stad Alexandrië, is hierdie boek waarskynlik geskryf. Daar seker verwysings en dan word die aanhalings uit die Ou Testament in hierdie boek word alles geneem uit die Septuagint. Dis die Griekse Ou Testament. Nee. Ja, dis die Griekse Ou Testament. Die Vulgate is die Latynse Ou Testament. Septuagint is die Griekse vertaling van die Ou Testament. En hoekom ons dit weet, ons het daai Bybel nog vandag. Dit is een van die bes oorgelewerde geskrewe kopieë van die Ou Testament. Ons het onder andere een gekry wat in 70 na Christus in daai Qumran-gorte weggesteek is. Baie goed bewaar. En dit lyk 'n bietjie anders as die Hebreëse Ou Testament, wat meer binne die Jode self, binne die Jodendom self gebruik is. So ons kan aflei dat hierdie Septuagint, waar hy baie gebruik was in die noorde van Egipte, en dat die aanhalings dan uit daardie boek uitkom. Dit gee vir ons 'n goeie aanleiding, ook dan van die oorsprong, maar ons weet nie. Waarskynlik is dit 'n groep Christene, 'n groep kerkleiers van daardie tyd, kom ons sê maar 'n kerkraad, of 'n groep ouderlinge wat leiding geneem het in die kerk, wat agtergekom het dat die kerk besig is om te verval. Dit is 'n volgende geslag. Die mense wat in daai tyd Christene was, het nie self Jesus geken nie. Die meeste van hulle het nie een van die apostels eers geken nie. Hulle was die eerste mense wat moes glo wat ander mense vir hulle vertel het. Soos ons vandag maar almal is. Ons het nie self Jesus gesien nie. Nie vir Johannes of Paulus geken nie. Ons maar glo dit wat hulle vir ons vertel. En sommige het nie geglo nie. Sommige het gesukkel om te glo. En dwaalleer het begin inkruip in die kerk. Wie was Jesus? Hy was net 'n besonderse mens. Hy was nie die seun van God nie. So het party mense begin glo en dink. En toe kom daardie mense daar in die noorde van Egipte waarskynlik bymekaar en hulle skryf 'n boek of 'n omsend skrywe. Dit lyk vir ons, dis nie 'n brief nie, dis amper soos 'n pamflet. Dis 'n studiestuk amper wat hulle skryf. En hulle stuur dit aan die gemeentes toe om hulle te bemoedig, om hulle terug te bring na die egte waarhede, die eintlike kernwaarhede van die evangelie. En dis waarby ons ook net baie kort gaan stilstaan vanmôre. Kom ons lees uit Hebreërs 9, dis in my Bybel op bladsy 270, 71. Dan begin hy daar by hoofstuk 9 vers 1, die eerste verbond het bepalinge vir die aanbidding gehad, as ook 'n heiligdom wat aards was. Dan begin hy, en hy gebruik die beeld, of hy gebruik die metode om die Christendom te vergelyk met die Ou Testamentiese aanbiddingsmaniere, met dit wat in die Ou Testament gebeur het, die tyd voor Christus. Hulle sit die twee amper so half langs mekaar. Vers 6, met hierdie dinge dan so ingerig, soos die Ou Testament, gaan die priesters gereeld die voorste tent binne om 'n rituele diens te verrig. Hy sê, in die ou tyd, moes die priesters elke dag, moes hulle gaan offers bring. Eenmaal 'n jaar moes die hoëpriester in die allerheiligste agter hy dik gordyn ingaan. Dan moes hy eers ander klere aantrek en hy moes homself was en reinig ensovoorts. En dan eenmaal 'n jaar gaan hy, dan bring hy die groot offer. Maar hy moes dit jaar
na jaar doen. En die priester het gebore geword en doodgegaan, en die hoëpriester is gebore, en hy is later dood, en dan weer 'n nuwe ene gekom, en oor moes hulle die goed doen. Hy skryf het eintlik so, dat 'n mens amper sê, okay, dit is genoeg, ek weet nou, dit moes oor en oor gebeur. Dan vers 11. Christus egter het gekom as hoëpriester van die goeie dinge, wat nou verwesenlik is. En hy het deur 'n uitnemender en meer volmaakte tabernakel beweeg, wat nie deur mense hande gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie van hierdie skepping is nie. Hy het ook nie met die bloed van bokramme en bulkalwers nie, maar eens en vir altyd met sy eie bloed die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing bewerkstellig. Want as die bloed van bokramme en bulle en die as van 'n jong vers die verontreinigdes deur besprenkeling wy met die oog op die reiniging van die liggaam, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees as vlekkelose offer aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, sodat ons die lewende God kan dien. Die besprenkeling waarna daar verwys word, is baie duidelike verwysing na die doop natuurlik, die sakrament van die doop, wat wys na die bloed van Jesus. Elke keer as ons die doop sien, dan weet ons, Christus het die offer gebring. Vers 15, aangesien daar 'n dood was, as losprys vir die oortredings, ten tye van die Eerste Testament, is hy juist daarom middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Waar 'n testament ter sprake is dit nodig om die dood van die een wat het gemaak het te bevestig. 'n Testament tree toch deur die dood in werking, aangesien dit nooit van krag is, solank die een wat het gemaak het nog leef nie. Dis mos nou logies. Daarom is ook die eerste verbond nie sonder bloed ingewy nie. Immers nadat elke gebod volgens die wet van Moses aan die hele volk bekend gemaak is, het hy die bloed van bulkalwers en bokramme saam met water geneem, dit met helder rooi wol en mariolijn, en het die boekrol self en ook die hele volk besprinkel, terwyl hy sê, dit is die bloed van die verbond, wat God vir julle bepaal het. En op dieselfde wyse het die tabernakel en al die godsdienstige voorwerpe met bloed besprinkel. Feitlik alles is volgens die wet met bloed gereinig. Ja, sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas nie. Dis die Ou Testament. In plaas van ek as sondaar sterf 'n dier in my plek. En dan van vers 23 af gaan ek net vir die vers 26 lees. Dit gaan nou oor Christus as die volmaakte offer. Aangesien hy dan dikwels van die grondlegging van die wêreld af sou moes ly, maar nou by die volheid van die tye het hy, dis Christus, eens en vir altyd verskyn om met sy offer die sonde tersyde te stel. Vers 28, so sal Christus, nadat hy eenmalig geoffer is, om die sonde van baie te dra, 'n tweede maal verskyn aan hulle wat hom verwag, nie weens sonde nie, maar om hulle te verlos. Christus, die volmaakte offer. Een van die probleme in die Christendom is dat ons gewoond geraak het aan die evangelie. En hoe dikwels vind 'n mens nie dat mense sê, partykeer selfs op hulle sterfbed, ag, ek het maar probeer om minder sonde te doen. Ek het al vir u vertel van die dominee wat op Stellenberg was, wat eendag baie ontsteld vir my gebel het. Hy het letterlik gehuil. Tannie wat daardie middag in die ouerhuis oorlede is. En hy vra vir haar, Tannie, is jy gereed om te sterf? En sy sê vir hom, ag dominee, ek het maar probeer. Ek het probeer. Probeer om minder sonde te doen. Probeer om 'n beter mens te wees. Maar eintlik het my probeer gemaak dat ek nooit werklik verstaan het wat Jesus Christus vir my gedoen het. Ons probleem is dat ons vassteek by die sonde. Dat ons vassteek by die verlede. Die besef dat ek 'n sondaar is, maar ek sukkel om aan te beweeg. En dan sê ons woorde, sê nou maar net.
Sê nou maar net, daar's 'n sonde wat nie vergewe is nie. Sê nou net, ek kon 'n beter mens gewees het. Sê nou net, ek moes harder probeer het. Hebreër skrywer wil hierdie twyfel uit die weg ruim. 'n tweede geslag Christen. Mense wat begin wonder, was Jesus regtig die seun van God? Het hy regtig vir my sonde betaal? Tyd toe mense kerk los en kerkloos begin word het. Kerk los en kerkloos. Amper maar soos vandag. Nou is Antonie hier nie, as jy reg om my tabelletjie vir my op te sit, daar is hy. Ek gaan net weer in terug, daar is hy. Ek probeer daar gou vir u net so opsom, dan kan jy dit sien, dis makliker, hoef ek nie baie daaroor te praat nie. Ons vergelyk, en dis wat die Hebreërs skrywer eintlik doen in hierdie hoofstuk. Hy vergelyk die Ou Testamentiese priesterdiens met Christus se Nuwe Testamentiese diens. Hy sê daar was baie priesters, een na die ander. Hy sê daar was net een Jesus Christus. Die priesters was tydelik. Hy word oud en hy gaan dood, maar hy nie weer in sy plek kom. Christus het gesterf, maar hy is nie dood nie. Hy lewe. Hy is ewig, nie tydsgebonde nie. Want die priesters was onderworpe aan die dood. Christus het die dood oorwin. Ons het nou 'n priester op wie die dood geen houvas meer het nie. Die sondaar, hy het homself nooit geoffer nie. Dis altyd iets in sy plek geoffer. Want hy was en bly 'n sondaar. Christus het geen sonde gehad nie. Hy het geen offer vir homself nodig gehad nie, maar hy offer homself vir ander. Die priesters moes dit elke dag doen, eenmal 'n week, en die groot versoenoffer eenmal 'n jaar. Christus het dit eenmal gedoen. Eenmal. Genoeg vir alle tye. Die tempel in die ou tyd was 'n aardse heiligdom. Agter 'n gordyn. Daar het stof vergader. Dis verniel, dis uitgebrand, dis verwoes. Christus vestig 'n hemelse heiligdom, waar stof en roes nie kan bykom nie, wat nie verwoes kan word nie, wat onbesproke sal voortbestaan. Die priester het die bloed van diere geoffer, stomme, plaasvervangende offers. Jesus Christus offer met sy eie bloed, die volmaakte offer. Daarom hoofstuk 9 sê eintlik twee dinge. Jesus Christus bring die volmaakte offer, eenmaal klaar. En daarom word hy die middelaar van 'n nuwe verbond. Wat sê die ou verbond? Wees my kind. Ek wil vir jou God wees. Die Ou Testamentiese mens kon dit nie regkry nie. Toe kom Christus en hy sê, nou maak ek van jou my kind. Jy hoef nou niks meer te doen nie. Sit terug. Weet en glo. Jy is my kind. Ek het die toegang vir jou verdien. Daarom sê die Hebreërs skrywer by herhaling, beter as Christus sal jy nooit ooit kry nie. Hy is die beste. O Dr. Dirkie Smit verwoord dit soos volg. Hy sê, as Jesus deur sy bloed vir ons die moontlikheid verdien het om tot by die troon van die genade te kom, as hy vir ons kindskap en vergifnis verwerf het, maar ons is nog steeds aarzelend en onseker, en ons aanvaar en gebruik dit nie, en ons verheug ons nooit daarin nie, ons dank God nooit daarvoor nie, en ons leef nie daarvolgens nie, wat baat dit ons dan? Los gisterse sonde waar dit hoort, in vergeetlikheid. Want God sê, ek dink nie meer daaraan nie. Los die foute van gister waar dit hoort. Dis weg. Dis vergewe. Daardie vergifnis is volmaak verdien. Deur die offer eenmaal volmaak van Jesus Christus. Hy is die heel beste. Hy is ook die enigste verlosser. En daarom, as ek dit weet,
kan ek die vrag wat ek so met my saamsleep, wat my traag en moedeloos en bang maak, kan ek laat los en sê, Here, ek kan nie, maar U het. Soms wil ek nie, maar dit is nie nodig nie, want U het my verlos. Daarom is ek verlos. Daarom is ek U kind. En daarom wil ek leef soos U kind. Die boodskap van die Hebreërskrywer. Die heel beste. Ons verlosser. Jesus die Here. Daarom skryf Johannes in sy evangelie, hoofstuk 1 vers 14. Julle het die reg gekry om kinders van God genoem te word. Gaan wees dit. Gaan wees dit. En bring so die eer wat hom toekom. Amen. Ja, ons is so jammer dat ons so omkyk deur die wêreld gaan. Ons is jammer as ons al dink dat U nog kwaad is vir ons. Dit terwyl Jesus Christus die volmaakte offer gebring het, waarmee U tevrede is. Ons is so jammer dat ons nog soms leef soos mense wat besmet en besoedel is deur sonde. Terwyl as U na ons kyk, U ons sien as skoon gewaste mense, U kinders. Here, U het van ons U kinders gemaak. Help ons dan om te leef, uitbundig te leef, soos U kinders. Sodat ander mense met verbasing na ons kan kyk en graag sal wil wees waar ons is. En graag sal wil wees hoe ons is. Aan U die eer.